Goeiemôre, good morning. Daar kom die lied in die hart. Verstaan jy, jy steek my nou Jy aan, sien. Pieter Koen. Goeiemôre, welkom by Dinsdag. Baie dankie man, en jy lyk net so verruklik vandag. Dankie. Jy klink ook verruklik en jy moet nou ophou lui wegsteek met die singery. Jy het 'n lekker vars nou daar aan jou man. Dankie Pieter. So lekker, daar's niks beter as om jou oggend saam met ons te begin nie, hè? En ek hoop jy gaan gereed staan met 'n heerlike koppie koffie. Want kyk, Ros gaan vir ons vandag vertel waarna ons kan uitsien. Gister was ons agter die skoolbanke as het ware. Wat dink jy doen ons vandag? Ek weet nie, ek dink deur die loop van die program sal ons ons nou hom voel. uitvind. Ons sal hom nou voel. Ons leer meer oor regulasies rondom plastiekprodukte wat verskerp. Arnold gesels met Reino von Willig wat 32 myl oor 4 dae by die Midmarmyl voltooi het. Ongelooflik. Tutela kom vertel meer oor 'n fondsinsameling ten bate van leierskap vir jong mense. Rian van Heerden kom kuier by ons in die ateljee en ons vind meer uit oor 'n driekampwedloop wat die naweek plaasvind en Anton Meiburg kom deel nuwe musiek. Maar eers, Pieter, weet jy hoe hoog die grootste skyscraper in die wêreld is? Baie. As dit staat Burj Khalifa gebou, Ek dink dit is hy, ja. Maar ek het nou 'n storie van 'n ander tipe aard in Ja, ja, terme ja. van skyscrapers. Wat is dit? 'n wolkekrabber. 'n wolke, kyk net Kyk hoe vir mooi. ons, sonder Elsa. Sonder Elsa kan Elsa, ons jy gaan trots wees op sulke ons. mooi woorde sê in Afrikaans so vroeg in die oggend. So today we're not looking at the tallest skyscraper, Yeah. but we are looking at the quirkiest pieces of architectural history. So the story behind what's known as the world's smallest skyscraper. In Wichita Falls, Texas, there stands the Newby McMahon building. It's a tiny 4-story structure just 40 feet tall that has gained fame not for its height, but for how it came to be. What happened was, back in the year 1919, during a booming oil rush, a promoter named J.D. McMahon convinced eager investors to fund what they believe would be an imposing skyscraper in the heart of town. But when construction was complete, what rose from the ground was far from a towering high-rise. It was a modest little brick building. The twist? The blueprints McMahon presented listed the building height in inches rather than feet, meaning investors thought that they were backing a lofty 480-foot tower when the plans actually specified 480 inches, which is 40 feet. By the time anyone noticed, McMahon had long left town with the money, and the courts ruled that the plans were technically accurate. The tiny skyscraper even lacked an elevator at first, and people had to climb a ladder to reach the upper floors. Despite its embarrassing beginnings and years of neglect, the building has endured, and it's now being preserved as a historic landmark and a beloved tourist attraction. En wanneer jy daar instap, dan sê hulle, please read the fine print. Presies, on the blueprint. Ja, want ek dink dit is presies waar hierdie fine print ding vandaan gekom het. Wel, ek dink hy was verskriklik skerp op sy dag gewees en dit wys jy net hoe mense daai tyd al net aangeneem het. Ag nee man, ons trust hierdie ou en dis waar sy Precies. persoonlikheid nou weer alles verkoop het. Ons gaan nie fyn lees. Maar dit is soos wat ons gister oor gepraat het oor die Ponzi skema en hoe hierdie like the cult of personality, if someone's got a great personality and they're a great Ja. salesman, they can sell you anything, including a 480-inch building. En soveel jare later word daar nog steeds gegis en gelag oor hierdie vangskoot wat hy gehad Ja, het. Hy het maar ek is menslikheid gevang. eintlik baie bly dat hulle dit gehou het and that they're now preserving it. I mean, what a great story. Baie I mean, the lekker building storie. didn't turn out as they had expected it would, but it's a lovely story, and the fact that it's being preserved for over 100 years is actually really quite special. En sou daar nou een of ander geleentheid kom om regtig nou 'n verskriklike hoë skyscraper daar te gaan bou, 'n wolkekrabber, dan hoop ek die nuwe argitekte en ontwikkelaars behou hierdie klein gebouetjie Ja. as deel van hierdie groot ding. Dis baie oulik. Wichita Falls. Was jy in Wichita Falls? Nee, was Toe jy in glad, dit Texas is was? baie ver van Texas af. Baie. Kyk vir die Amerikaanse I explorer. think it's very much higher up or lower down. Ek gaan nie nou maar adrekskunde so doen nie. Luister net, wat is die vreemdste ding wat nou al by jou weggeraak het of gesteel is of so? Pieter, jy gaan hierdie nie glo nie. So this is not the story is not very funny, but how it turned out is quite humorous. So in October 2022, we had an armed robbery at our house, and they took
everything. But the way that and I had quite a big sneaker collection, and the way that my sneakers are packed is 1 foot, 1 foot, left foot, right Oh, foot, really? left foot, right foot. So obviously in their haste, they just took left all the foot. stuff that was in the front. So I have like a few left feet of certain pairs of like limited edition sneakers that I do not have the right foot for anymore. En daai ou wat dit gesteel het, loop seker met 2 piesangskoene rond. Twee regtervoete. Verstaan jy? Ah, Verstaan jy? But I guess that was the kind of humorous thing about being a victim of crime, is that they were so fast, they needed to get in and get out, that they just took random shoes out of my cupboard. En in jou stilligheid het jy na al die trauma goed gedink, vat so 'n katvis. Presies. Skryf vir jou. Skryf vir jou. Wel, 'n reeks dief wat al langer as 'n jaar handdoeke, skoene en selfs onderklere by 'n laerskool in Nieu-Seeland gesteel het, is uiteindelik uitgevang. En dit blyk die skuldige is 'n kat. Die raai is dit afgespeel by Apanui School, waar items gereeld spoorloos verdwyn het, veral gedurende die swemseisoen. Volgens die skoolloof, Marama Stewart, het hulle aanvanklik net skoene, swembrille, onderklere en handdoeke langs die voetpad opgemerk. Maar toe nog 'n handdoek en swembroek verdwyn, het personeel besluit om die sekuriteitskameras nader te trek en dop te hou. Tot hulle verbasing in die beeldmateriaal 'n swart kat gewys wat 'n groot handdoek oor die speelgrond sleep. Die terreinopsigter het die kat se eienaar opgespoor en die eienaar het bevestig dat hulle 'n troeteldier is en dat hy ook 'n berugte dief is. Die kat se naam word glo anoniem gehou, maar die skool noem hom tong in die kies Slinky Malinky. Die skoolloof sê die voorval is nou 'n prettige leergeleentheid vir die kinders en hopelik 'n goeie herinnering om hul besittings veilig in hulle tasse te bære. A cat burglar, literally. 'n Cat burglar. Dit laat my dink aan destyds was ons reeks op TV, die swart Die kat. swart kat. What have we here? En daar is ook 'n boek, 'n kinderboek, Slinky Malinky, Slinky wat 'n hele Malinky. klomp ander katte het. This is a little gang that they've got. Maar onthou jy 'n ander storie wat ons gehad het? Ek dink dit was 'n paar maande terug. Was vroeër. Van die kat wat die onderklere gesteel het. Net so. Dalk is hierdie katte soos in 'n syndikaat. En dis dalk hoekom hierdie kat anoniem bly. Want dan word daar 'n korrelasie gemaak. Maar jy dink jou goed is veilig, maar die kat kom weer. Die kat kom weer. En nou dat die kat uit die boom uit is, I don't know whether hierdie kat die kat gaan maak nie. Maar hy tot hier toe vanmôre, so hartlike goeiemôre. As jy ook 'n kat het wat 'n bietjie misterieus dinge laat wegraak en so aan, laat weet ons gerus. Ek sal graag nog 'n storie wil deel. Dit is nou vir jou baie interessante storie. Nee ja, van 'n skyscraper na handdoeke wat oor die skoolterrein heen gesleep word. Die kat wat anoniem bly. Slinky Malinky. Tog te oulik. Ook moenie vergeet om ons te gaan volg op ons sosiale media platforms nie. Ons is op Instagram, ons is ook op Facebook. Ons deel baie goed daar wat gebeur agter die skerms en waarna ook jy kan uitsien op Goeiemôre Good Morning. So dis hoekom jy net hier moet bly waar jy is by Goeiemôre Good Morning saam met my Ros en die res van die span. Ons gesels nou weer verder en ons het 'n heerlike propvol program met alles en nog meer wat jy nie op wil uitmis nie.